vertaal jy parapapapam? Ja, ek sal In dit nie waag Afrikaans. nie. Don't go there. Om die wonderlike kunstenaars weer bymekaar te hê. Ons is so 'n groot familie eintlik, dat dit is soos 'n reunion. Dit is net 'n lekker vibe. Ja. Ja, dit is eintlik lekker mense julle. Kyk, ek is nou meer filosofies en polities daaroor. Elke jaar wat die Christendom so 'n bietjie oorleef en daar is nog steeds 'n Kersfees en iemand kom nog steeds vorentoe en sê ons gaan almal kry wat glo en wat hou van Jingle Bells. Ja. En wat daar 'n Bybel het. En ons gaan bymekaar kom en ons gaan daai liedjies weer sing en ons gaan 'n 2000 jaar oue tradisie handhaaf. En ons gaan dit doen in ons taal oorwegend. Man, ek dink dit maak dit uniek al klaar in die wêreld. So ek sien baie uit, jy's reg om die kollegas bymekaar. Hey, eerstens, ek het 'n blikkeel, sorry. Ek sien so. Maar voor ek klaar is, 2025 het sy gaai gesien. Dit is so, Ek sien jou hierdie Desember absoluut. en ons doen Kersfeesliedjies. Ag, kan nie wag nie. My arm is gedraai toe ek gehoor het ek gaan Little Drummer Boy sing. O. Toe vat dit weg en gee dit vir jou of iemand. Nee, ek doen dit Vir jou nie. Okay. So nou sing ek iets anders. Ek sing van my gewyde liedjies. Ek kry nie baie kans om dit te doen nie, maar mense vergeet feeslied waarop mense elke Saterdag aand dwars half dood dronk neerslaan as 'n party song of 'n liefdesliedjie is ook 'n gewyde liedjie en is baie van pas. So ek is baie bly ons doen feeslied, is een van my gunsteling liedjies. En ek doen redgebed en dan so 2 of 3 verrassings wat ek nie nou gaan deel nie, maar dit is waaroor die Kersfeeskonsert gaan wees. Ek dink elke ou bring sy unieke ding van Kersfees saam en ek kan nie wag om Nee, by dit te is so. En die doel waarvoor dit gaan, hoekom ons dit doen, is vir Moegesukkel, om hulle te help. En ek meen dit is 'n groot deel van die show ook. En ek dink wat die mense nie besef nie is hoe, ek meen die naam sê dit alles, Moegesukkel. Hulle sukkel. So ons gaan hulle probeer help. Ek dink 'n paar baie groot treffers, maar onder die banier van Kersfees, die tema wat deurgetrek word. Ek kan nie onthou wat jy sing nie. Ek sing, ja, ek mag sê, ek doen my nuutste enkelsit wat nou vrygestel is, Liefde in die Tweede Mag. En natuurlik ek sien nou weer uit om Barry Pretorius as die regisseur weer deel van ons as 'n vertoning te hê. So ek sien verskriklik uit na dit. Ja. Barry doen ook 'n stuk uit Swan Lake, 'n pragtige balletstuk. Dit gaan pragtig Ja. wees. Jy moet dit aanskou. Julle Dis ook moet so dit Kersfees, jy weet. Ja, ek dink musiek oor die algemeen bring Ek wil hoop nou net vir sê. mense met en sonder Kersfees. Dan jy Kersfees wat hoop vir mense bring met en sonder musiek. Dat die twee mekaar gevind het al vroeg in die geskiedenis van Kersfees is vir my verblydend en ek kan nie aan twee meer komplementerende dinge dink as jou musiek en jou Kersfees nie. Ek dink nie ons gaan ver van die tema afgaan nie. Ek dink nie ons gaan 'n party gooi en net disco nie. Ek dink behalwe ons het Bobby gevra met sy treffer kom doen oor die boere. Dis die minste Kersfees liedjie wat daar gewees, maar ons het dan nog nie gevrek nie. Ek dink besield en nog steeds ons is nog steeds ons. Nog steeds boere, ons. Afrikaners is nog steeds ons En glimlach. ek dink die feit dat dit familie georiënteerd is. Kersfees, as ek dink aan Kersfees is wanneer die familie bymekaar kom. En hoe nou nie te beter as om jou familie na die vertoning toe te bring nie. Weet jy wat, ek het enetjie wat ek's bly hy's in die show en ons almal doen dit as 'n ensemble saam. Praat ek mense Engelse tale. Daai liedjie het ek nou al van my skooljare, laerskooljare, wat ek verlief geraak het op daai liedjie. En dit is eintlik iets wat ons elke Kersfees of elke Kersfees doen. So daar's myne, as joune. Kyk, ek het myne al genoem, Little Drummer Boy. Ek weet nie hoekom hy nog nie vertaal is nie. Ek dink daar's miskien 'n vertaling hier en daar, maar 'n ernstige Afrikaanse vertaling van Little Drummer Boy. Ek het nog altyd van hom gehou omdat Hoe vertaal jy parapapapam? Ja, ek sal In dit nie waag Afrikaans. nie. Don't go there. Ek het 'n baie groot familie. So 'n verskriklike lang tafel, pragtig opgemaak met allerlei kersgoedjies en my familie. Dis my ideale Kersdag. Ek het 'n idee, dis sy eerste roeping van Kersfees is om daai gesin van jou bymekaar te kry en mekaar te sien, hierdie keer sonder verskonings en wat 'n gedaante jou gesin nou ook al voorkom, trek hulle bymekaar. Onthou die grootste opoffering wat gemaak is, mag dit altyd 'n voorbeeld bly in jou lewe dat ander mense belangriker is as jy en jy gaan koop vir hulle 'n persentjie om dit te demonstreer. Dit hoef nie 'n duur persentjie te wees nie. Op 'n stadium met ons hofmeiers besluit jy moet ietsie gaan maak. Vat jou tyd en gaan maak. Ons gee nie om wat dit is, jy gaan maak dit nie. Ek weet nie hoe ver vir Kersfees dit gehou het nie, maar ek dink dis die roeping van Kersfees. Jo, ek weet nie, dit is vir my, dit gaan my verstand te bowe. Ek haal my hoed absoluut vir daai mense af. Daar's mense wat niks het nie en dan klaar ons met 'n witbrood onder die arm. Mense kry seer, mense kry knop op jou keel. Ons het nog geraak aan die gee idee van Kersfees met buitekant jou gesin terwyl jy julle geskenke oopmaak. Ek het byvoorbeeld nie lekker as ek weet mense eet nie vanaand nie. Ja. Ek maak nie lekker geskenke oop as ek weet ek is die enigste ou wat dit doen nie. Hierdie is 'n maatskaplike gat, Suid-Afrika. Ons mense ly, daar's pyn daar buitekant. Dit lyk nie of dit ekonomies beter gaan raak nie, want dit wil nie polities beter raak nie. So om te hoor dat iemand soos Moegesukkel na vore toe kom en hulle ontferm hulle oor die pyn
in die hartseer daar buitekant, wie sal nie deel wil wees daarvan nie. So dis my groot voorreg om saam met hierdie te doen. Ek dink jy die wiskunde aangespreek, die wiskunde sal jy agterkom as jy na jou eie maatskappytjie begin of jy stap uit en jy gee vir iemand 'n sweetie langs die pad of jy stop en jy deel kos of ietsie uit, 'n klere miskien. Die oomblik as jy daar wegry, kom jy agter jy is geseën. Jy het iets oopgemaak. Hulle is geseën, iets materialisties miskien, maar jy is geseën. Jy voel so ietsie van wat bedoel is met die Kersboodskap, by the way. So ek reken dis miskien wat dit is. Almal het die kapasiteit om vir 'n sekonde net so 'n paar grade links van jou eie ego te kyk en ander raak te sien. En ek dink dit is die boodskap van Kersfees ook. Ja, ek sal meerendeels net vir die mense wil sê geseënde Kersfees toewens en voorspoed vir die nuwe jaar. En hou aan bid en hou aan glo en moenie don't lose your faith. Dis baie belangrik. Ja, kom ons maak die beste met wat ons het. Baie mense het nie alles nie, baie mense het nie genoeg nie. Daar is albei van daai kante ook. So, al wat ek wil sê is hou maar vas in die Here en carry on. Keep on keeping on. Ja, ek moet aansluit by jou boodskap van hoop. Ek dink ons lewe in 'n land waar as ons politici dan ons leiers nie vir ons hoop kan gee nie, moet ons dit op ander plekke gaan vind. Maar ons kan nie sonder hoop oor hierdie drempelloop van 2025 en 2026 te nie. En ek sê vir jou, ek was nog nooit so optimisties gewees nie. Van die begin van hierdie jaar af het ek 'n ander kriweling gevoel in die energie en die gees van die mense, selfs in die ekonomie. So as jy planne het en jy is nog nie seker of jy moet pak en gaan of gaan ek jou vra om te bly. En as jy gaan, is ek agter jou en ek staan agter jou en ek gaan vir jou kom kuier in Amerika, maar as jy kan bly. Ons het 'n goeie ding hier en hy kyk noord vir die eerste keer en ons kompas lees reg, ons ware noord is reg. Bly en deel 'n bietjie van die hoop uit wat ek nou 'n bietjie vir jou gegee het, gaan deel 'n bietjie van daai hoop uit dat ons mekaar kry in 2026.